Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie by die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, asook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se onderwerp, en ek sê nou vanaand want dis nou die 27ste September. Maar ek gaan waarskynlik hierdie video eers op die 28ste September, Sondagoggend, so rondom 11 uur oplaai, sodat meer mense dit gedurende die dag kan kyk, en dit maak eintlik maar dit maak so effens 'n verskil aan die algoritmes en wat ook al vind ek in Afrikaans in elk geval, want Afrikaans is 'n baie gelokaliseerde ding hier in Suid-Afrika. Dit is nie soos Engels of van hierdie ander goed wat nou, jy weet, al 24 uur is mense wakker iewers wat dit kyk nie. Ja, ons staan op en gaan eet en gaan slaap en wat ook al op sekere bepaalde tye van die dag en kyk video's op bepaalde tye van die dag. Dus sal ek eerder dit maar môre oplaai. Maar vir my is dit vanaand. Maar net voor, ja, ons onderwerp vir die dag is nou, kan Afrikaners meer kinders hê? Nou, dis 'n tamelik 'n plofbare onderwerp, soos jy nou binnekort sal sien. En dit is ook eintlik, ja, verskriklike, ja, half 'n ongemaklike onderwerp ook, want jy weet, dit raak mense se keuses en hoe hulle eie sienings van of hulle kinders wil hê of nie. Ek sal nou gou iets hier aantoon van iemand wat juis, as dit ware, amper teen kinders argumenteer. Maar, en ek praat oor die wye implikasies daarvan. Maar voordat ons nou daarby kom, wil ek jy net gou weer herinner aan ons boek Aan die Hart van Duisternis, wat steeds beskikbaar is. Die vertaling van Joseph Conrad se beroemde novelle, wat so rondom die eeuwwisseling tussen 18 en 1900 geskryf is. En wat steeds een van die heel beste boeke oor Afrika bly wat daar geskryf is. En dit is ook nie 'n lang boek nie, dis 'n mens lees hom in een sitting deur. En dis 'n baie interessante ding en pragtige beskrywings van die Kongo en die Kongo rivier en alles wat daarmee saamhang. Dit is baie belangrik dat ons genoeg Afrikaanse boeke op papier in elke huis moet hê. Want ek dink hierdie ander elektronika en so meer, dit kan sommer baie maklik afgeskakel word en die kans dat jy huis gaan afbrand is baie kleiner as wat jy al jou data op harde skyf gaan verloor. Nou ja, maar dit nou daar gelaat. Kom ons gaan oor na hierdie onderwerp. En jy het seker al gehoor van 'n dame. Haar naam is Jolanda Barnard. Nou, ek ken baie mense reg oor die land, reg oor die wêreld amper. En ek ken vir Jolanda ook. Ons het al 'n paar keer gesels. En ons volg mekaar ook op Facebook en so. En daarom het ek nou hierdie ding raak gesien wat sy geskryf het. Dit was eintlik 'n reaksie op die dood van Charlie Kirk in Amerika. En sy het soek of kommentaar opgelewer, maar veral oor die aspek dat hy voel dat vroue met 'n meer tradisionele rol vervul in die samelewing. En sy het daarop gereageer. Nou hier is wat sy geskryf het daar op Facebook. Sy sê, hy was ook uitgesproke teenoor moderne feminisme en het vroue se sosiale vordering probeer beperk deur tradisionele rolle te beklemtoon. Hy het hulle effens teruggeplaas na die verwagtinge van die 50er jare. Nee, Charlie, ek is nie die bak en kook tipe nie. En het ook nie kinders nie. Ek het ook nie saamgestem oor jou natalistiese ideologie nie. Ek is nie minder vrou omdat ek nie 'n mamma is nie. Dit maak my nie depressief en bitter nie. 'n Vrou het beslis nie 'n man en kinders nodig
om 'n diensbare en doelgerigte lewe te lei nie. My man is my geesgenoot en beste vriend, nie my opperheerser en hoof nie. Daarby het hy sterk kritiek geopper oor woke kultuur, klimaatbeleid en sommige forme van regeringsintervensie. Nou daar verwys hy nou na Charlie Kirk wat hy gesê het oor woke kultuur, maar die paragraaf hierso wat vir my uitstaan is hierdie ene in die middel. Hy sê, ek is nie die bak en kook tipe nie, en het ook nie kinders nie. Ek het ook nie saamgestem oor jou natalistische ideologie nie. Ek is nie minder vrou omdat ek nie 'n mamma is nie. Dit maak my nie depressief en bitter nie. 'n Vrou het beslis nie 'n man en kinders nodig om 'n diensbare en doelgerigte lewe te lei nie. Nou ek dink daar's baie vrouens wat daarmee gaan verskil. Wat sê dit is eintlik groot vreugde om kinders te hê. En daar is ook vrouens wat heel wat kinders het. Ek sal nou 'n foto wys van 'n vrou wat 16 kinders gehad het. Dis hoe Jolanda Barnard sê, sy is ook Jolanda Lemmer, dis al getrouwde van, sy is getrouwd. Maar sy het nie kinders nie. Nou, dit, voordat ons nou nog 'n bietjie verder gaan, wil ek net so vinnig ook wys hoe lyk die grafiek van bevolkingsgroei in Suid-Afrika. As ek dit nou net vinnig hierop kan kry. Ja, hierso is hy. Dis hy. Ja, nou hierdie het ek iewers op die internet gevind. En dis nou in Engels, hulle sê, one of the biggest problems South Africa faces is exponential population growth. To triple your population in 40 years is shocking. That means you need to triple your school capacity, hospitals, housing, job creation, etc. No country could keep up. Black to white was 3-1, now it's 12-1. Nou met ander woorde, hierdie, as ons nou kyk na daai rooi lyn, dis die swart bevolkingsgroei van 1910 tot die so 2020. En dan die blou lyn hier onder, dit is die blanke groei en ons kan sien, het so stadig aan opgegaan en tans is hy besig om te daal en dan hierdie ander lyn, die oranje ene, dit is die bruin of kleurlinglyn en hy het die blanke lyn verbygesteek en dan hier heel onder die gele, dit is die Asiërs of dan waarskynlik die Indiërs en hy is ook besig om sterk toe te neem. Vermoedelik omdat daar's besig om baie Asiërs vanuit die res van die voormalige Britse Ryk, Indië, Pakistan, al hierdie tipe plekke, is besig om hierheen te stroom. En vandaar en natuurlik Chinese ook, en daarom is die Asiese lyn besig om ook te styg, maar die blanke lyn lyk nie goed nie. Trouwens, as dit so aangaan, dink ek, kan ons maar daarvan praat, dat ons gaan uitsterf. Trouwens, ek gaan 'n klomp Franse goed ook hierso aantoon. Onder andere, ek volg mense, X en Frans en Frankryk en daarom gebeur dit maar so dat ek sekere Franse uitsprake sien en interessante goed ook. Ek gaan nou 'n video ook wys van 'n vrou. Presies dieselfde situasie as Jolanda Lemmer, Jolanda Barnard Lemmer. Sy het nie kinders nie. Maar vir haar is dit nie, sy voel totaal en al ongelukkig daaroor, en sy sê dit ook eerlik, baie aangrypende, is net so 1 minuut video, maar ons gaan hom nou na hom kyk, baie aangrypende video, daardie, wat die saak van 'n ander kant af belig. Maar onder andere, daar was 'n vrou, ek gaan nou ook vir, kan ons sommer nou miskien wys, daar's 'n
jong Franse politikus met die naam Marion Maréchal. En sy het ook al allerlei dinge gesê oor kinders. Ons sal nou kyk na een van haar uitsprake op X, maar ek sal net gou wys hoe lyk sy met haar kinders. Daar is sy. Sy 2 dogtertjies. En sy het hier ook 'n pleidooi gelewer dat Franse met kinders hê. Want onder andere was daar 'n ander lid van haar party in die in die Europese Unie, in die Europese parlement, en sy het ook 'n sterk pleidooi daarvoor gelewer dat Europeërs meer kinders moet hê, want sy het gesê, sy het 'n statistiek daar genoem, in die jaar 2070 gaan net 3,5% van die wêreldbevolking uit Europeërs bestaan. Nou ons weet in ons land, en die blankes gedaal, mense van Europese afkoms dan, gedaal van omtrent 20% na die huidige 7% toe, en ek het nou nie enige uitskattings wat wetenskaplik is nie, maar ons kan maar daarvan seker wees dat ons ook 3% gaan sien en miskien selfs 1% in die nabye toekoms. En dit herinner my ook aan 'n gesprek wat ek gehad het, die persoon wat saam met my Praag begin het in 2000, Pan-Afrikaanse aksiegroep. Sy naam is Karel van der Merwe van Stellenbosch. En hy het my vertel, hy was so in die 70er jare in Amerika, hy het daar vir 'n ruk gewerk. En toe het hy met een of ander Amerikaanse kollega wat ek al 'n klomp gesprekke oor Suid-Afrika gehad. En hy het hom vertel van afsonderlike ontwikkeling en hoe dit werk in Suid-Afrika en jy weet al die planne vir die toekoms wat ons het en so. En so meer, maar telkens het hierdie ou nou so op 'n tipiese Amerikaanse manier het hy vir hom gesê, ja, nee, dit is alles goed en wel, maar, en hy het dit dan so op Amerikaanse Engels gestel het, sê, you're outnumbered. Jy kan nou maar argumenteer wat jy wil in jou stelsel, jy kan 'n fantastiese stelsel hê, maar you're outnumbered. Julle is in 'n minderheid. En tans ervaar ons die volle geweld daarvan, dat ons op alle gebiede demografies oorheers word. En as ons nou ook praat van Frans, daar was 'n Franse denker van die 19de eeu, Auguste Comte. Hy was eintlik vader van sosiologie ook, en hy het baie beroemde uitspraak gelewer wat almal eintlik ken. En Marion Maréchal verwys ook daarna. Demografie is die noodlot. As jy nie kinders het nie, dan kan jy nie jou kultuur en jou taal en selfs jou bates aan 'n volgende geslag oordra nie. Mense wat sterf sonder erfgename, hulle bates gaan oor na iemand anders toe, of selfs na die staat toe. As hulle in die staat sterf, dan kry die staat hulle bates. Dus, goed, maar dit was nie altyd die geval dat ons so min kinders gehad het nie. Trouwens, daar's 'n klomp ander statistieke wat ek nou nie eers wil noem nie, maar ek kan miskien 1 of 2 van hulle noem. Byvoorbeeld, dis nie net onder Europeërs natuurlik dat daar hierdie geweldige probleem is van 'n gebrek aan kinders nie. In lande soos Korea, Japan, selfs China, is dit ook baie erg, en natuurlik in Italië. In Italië is daar slegs 1,1 kinders per vrou. Met ander woorde, Italië se bevolking gaan halveer. In Suid-Korea is die syfer 0,7 kinders per vrou. Met ander woorde, binne een geslag gaan die Suid-Koreaanse bevolking meer as halveer. En alhoewel Suid-Korea dan 'n baie welvarende land tans is, gaan dit nie lank so bly nie, want hulle het nie kinders nie. In Japan is daar, hulle sê die mark vir doeke, weggooi doeke, vir ou mense is groter as vir
babas. Daar's meer ou mense wat dit nodig het as babas. Maar dit was nie altyd so onder ons mense nie. Dis 'n baie interessante aanhaling waarop ek een keer afgekom het. Toe ek 'n bietjie opgelees het oor Potchefstroom. En ek sal dit nou vir u toon. En daar was 'n ambassadeur van, dit was hier in die 19e eeu onder die ZAR, onder Paul Creer, so in die 1870s, waar daar 'n Portugese ambassadeur in Suid-Afrika was, of in die ZAR dan. En hy het toe die volgende, ek was so rukkie terug op Potchefstroom en iemand het my daar rondgelei. Lenny Gous is die persoon se naam. Ek dink sy is dokter Lenny Gous. Maar sy het my toe die kerk gaan wys, die oudste kerk in Potchefstroom, het ook die oudste kerk in die Transvaal is. Hy is in 1842 gestig. Ek sal net vir hierdie stukkie voorlees oor die kerk en daar was iets oor kinders ook gewees. Die oudste kerk in Transvaal is in 1842 gestig op versoek van die Amerikaanse pastoor wat die voortrekkers bedien het, Daniel Lindley. Aanvanklik was dit 'n NG Kerk, wat later 'n Nederduits hervormde kerk geword het. Dis maak beide denominasies daarop aanspraak as 'n stigtingskerk in die noorde. In 1870 het 'n Portugese ambassadeur Potchefstroom besoek. Fernando da Costa Leal het 'n lewendige beskrywing gegee van die tonele in en om die kerk. Die hoofplein van Potchefstroom bied 'n skilderagtige gesig vir die vreemdeling tydens nagmaal. Dieselfde kan in Pretoria en ander plekke gesien word. Oral word die swaar waans van die boere en vierkantige seiltente gesien wat soos klein huisies lyk. En dit gaan dan voort, sy aanhaling sê hy, die kerkklok lui vir die mark en ook vir die kerk. Troues en doopdienste is talryk. By een van die deure word 'n lang optog van moeders gesien wat gretig is om hul babas te laat doop. By 'n ander deur lei jongmans van 17 of 18 hul bruide na die altaar wat so 14 jaar oud is. Met ander woorde, die bruide waarvan hy so praat, is 14 jaar oud. In die nag word elke tent op die plein met 'n lamp verlig en al daardie gelukkige gesinne rus na die dag se godsdiens en arbeid en verhef hul stemme terwyl hulle psalms sing. Stel jou die effek voor as jy kan. Osse wat in groepe naby elke wa vasgemaak is, die wit tente wat binne verlig is in kontras met die donkerte van die nag, en psalmgesang wat in 50 tente aan die gang is, en almal verskillende psalms gelyktydig sing. Nou ja, daar het jy dit, die 17 en 18-jarige jongmans wat hulle 14-jarige bruide na die preekstoel toe lei om getroud te word. Draak. En dan, hierso is ook, hierdie is nou eintlik 'n moderne Ossawa. Is nie van daardie tyd nie, maar daar kan dit gee ons 'n idee van hoe dit gelyk het. Hierdie verligte ossewaans wat soos klein huisies was, en waar hierdie gelukkige gesinne dan saans psalms gesing het, terwyl hulle, besig was om vrugbaar te wees en te vermeerder, soos dit in die in die Bybel iewers gestel word. Nou, hierdie is dan, ek sou sê, Jolanda Barnard en sy het nie kinders nie, maar die ander ekstreem, dis een ekstreem, om geen kinders te hê nie, 0. En ek het voorheen verwys na
iemand wat 16 kinders het. Sê 'n vrou wat 16 kinders gehad het. Kom ek kry dit net so vir 'n oomblik. Ja, die Bonnell, hierdie was eintlik 'n baie vreemde soort ontdekking van my. Want ek het dit op Facebook gesien en daar was iemand wat geskryf het dat dit 'n gesin in die Vrystaat was. Maar toe onder in die kommentaar het mense gesê nee, dit is nie reg nie. Want hierdie is eintlik 'n Australiese gesin wat baie bekend is in daardie land vanweë die feit dat hulle 16 kinders het. En dit is die sogenaamde Bonnell gesin in Australië. En hier is hulle dan, daar's 16. Daar's 9 seuns en 7 dogters. En hierdie man is omtrent 50 jaar oud. En hulle het soveel kinders wat hulle groot gemaak het. Met ander woorde, dis nie iets wat heeltemal onmoontlik is nie. En ons mense in die verlede het groot gesinne gehad. En dit is hoekom ons van omtrent 40.000 mense in die 18de eeu kon groei tot etlike miljoene in die 20ste eeu. En maar op 'n sekere oomblik het ons net soos die res van die westerse wêreld begin om so liewer BMW's ry as babas en vrouens het begin werk en jy weet, dit was vir hulle belangrik om hulle in 'n beroep uit te leef. Dit wil sê die feminisme wil eintlik die vrou daarso in 'n kantoor parkeer waar jy weet sy die hele dag vir 'n baas werk en gefrustreerd is en uitgeput en wat ook al. Sy is oorweldig deur allerlei en al haar verpligtinge. Dit is die ideaal wat sedert die 60er jare aan ons voorgehou word, terwyl 'n vrou wat daar haar kinders groot maak en lekker etes voorberei vir haar gesin en haar man wat saans tuis kom en haar op die wang kus met 'n koppie koffie of wat ook al. Dit is die beeld van patriargale verdrukking. Nou, ja, ons gesonde verstand sê vir ons, die twee is, as ons kyk na wat die feminisme vir ons gebring het in die westerse wêreld, dan is dit nie 'n vreeslike aantreklike lewenswyse nie. En om vir 'n groot maatskappy of 'n bank of wat ook al jou lewe lank te werk en aan die einde 'n paar verbruikersgoedere daarvoor te kan toon, bates wat jou regering selfs van jou kan afneem, omdat sy groep baie vinniger as joune gegroei het. Dit lyk nie vir my na 'n vreeslike wonderlike ideaal nie. En kom ons gaan ek het gepraat nou van hierdie Franse video wat ek wou aantoon, wat ek wou vertoon. Daar's eintlik 2 video's. Die een is 'n Franse een en net so 'n minuut lank van hierdie vrou wat nie kinders het nie, maar dan is daar 'n ander video, 'n Duitse ene. Dit is albei van X af. 'n Duitse video met Engelse onderskrifte van 'n moslim in Duitsland. En hy beplan om 20 kinders te hê met 3 of 4 vrouens. Hy het al klaar 2 vrouens. Ons sal nou na hom kyk wat hy te sê het. Maar kom ons kyk gou na hierdie Franse vrou, hierdie aangrypende video waarna ek voorheen verwys het. Ek sal hom nou hierso kry. Goed. Kom ons kyk. Hier kom hy nou. L'homme avec qui vous étiez vous disait je t'aime. Figurez-vous qu'ils me l'ont jamais dit. J'aurais bien voulu l'entendre une fois dans ma vie. Puis maintenant j'ai 55 ans et j'ai peur que plus personne ne me le dise jamais. Nou ja,
daar sê sy, die onderhoudsvoerder vra vir haar, het iemand al, die mans in jou lewe, het een van hulle al vir jou gesê, ek het jou lief? En sy sê, nee, niemand het dit nog ooit vir haar gesê nie. En sy is nou 55 jaar oud, sy is 'n alleenloper, en sy sê, verbeel jou dit, niemand het dit al nog ooit vir my gesê nie, en ek voel tans, ek vrees, dat niemand dit ooit vir my gaan sê nie. Goed, dan gaan sy nou nog 'n klein bietjie verder. Le fait de ne pas avoir eu d'enfant, c'est comme si je suis rien. Je suis trop vieille. En plus, je suis rien dans cette société. Je laisserai rien derrière moi. Ja, dan sê sy, die feit dat ek nooit 'n kind gehad het nie, beteken dat ek niks in hierdie samelewing is nie. Daar gaan niks gaan op my volg nie. J'ai pas pondu. J'ai même pas réussi à pondre. Nou hierso gebruik sy nou 'n term wat 'n bietjie familiêr is, wel pondre beteken om 'n eier te lê. Sy sê, ek het nie eier gelê nie. Ek het selfs nie daarin geslaag. Ek kon nie daarin slaag, of ek kon nie 'n eier lê nie. Wat nou so half 'n bietjie van 'n kree manier is om dit te stel. En dan gaan sy ook verder en sy sê, sy is eintlik besig om 'n bietjie te provokeer daarmee. C'est horrible de dire ça comme ça, hein. Je le sais, je provoque un peu. Les moments les pires, c'est les repas. Dan gaan sy net voort en sy sê die ergste oomblikke is die eetes. Sy maak vir haarself kos, maar dan eet sy voor die televisie. Kom ons hoor net gou dit. Donc je mange devant la télé parce que ça fait une sorte de bruit. J'ai l'impression de faire quelque chose. Goed, sy eet voor die televisie want dit maak 'n bietjie lawaai en dit lyk asof daar iets aan die gang is. Maar eintlik is daar niks aan die gang nie. Sy is alleen. En dan verder. Mais je mange à toute vitesse. Je trouve que j'ai pas de stimulation intellectuelle, donc je rumine, je dors très très mal. Je peux pas ventiler mes problèmes ou mes joies de la journée avec un compagnon. Ja, sy sê sy eet vinnig om klaar te kry. En saans dan top sy herkou haar gedagtes. En sy slaap baie sleg. En sy het nie, sy praat van haar compagnon, sy het nie 'n lewensmaat om haar probleme of haar vreugdes van die dag mee te deel nie. En dit is hoe dit is. As 'n vrou, enkellopende vrou sonder kinders, wat nou maar net 55, sy wag nou maar net om oud te word. En dit is 'n situasie waarin soveel Europese vrouens hulle bevind, want daar's 'n ander statistiek oor Duitsland, my ook een keer getref het, dat 40% van gegradueerde Duitse vrouens het glad nie kinders nie. Met ander woorde, dis die intelligente vrouens in die samelewing, wat almal grade verwerf het, en 40% van hulle is kinderloos. En dit staan nou in regstreekse kontras natuurlik met die situasie onder moslim immigrante. En daar's nou hierdie baie interessante plasing ook op X van Lord Bebo, waar hy die volgende gesê het, hier's nou 'n man in Duitsland, is nou hier in Engels gedoen. German taxpayers pay for this. Syrian refugee Ahmad, who lives with his 2 wives and 6 children around Hamburg. 2, he's illiterate and does not want to work, nor learn German.
Ahmad wants 4 wives and up to 20 kids. His life is fully financed by the German taxpayer. So normal people go to work daily so he can make children with his wives and chill at home. Ahmad, I'm very, very grateful to Mama Merkel. Nou, ons kan gou sien, bietjie luister na, is nou Engelse onderskrifte, hy praat, ek dink hy praat nie eers Duits nie, maar daar is 'n Duitse stem wat nou vir ons vertel wat aangaan met Engelse onderskrifte. Kom ons kyk gou daarna, want dit wys vir ons die ander kant, die keersy van die munt. Ein ganz normaler Tag einer syrischen Flüchtlingsfamilie. Ahmad lebt mit seinen beiden Frauen und 6 Kindern in einem kleinen Häuschen im Landkreis Pinneberg bei Hamburg. Ahmad wollte immer nach Deutschland. Hier gibt's die Unterstützung. Sie geben uns Sozialleistungen. Sie geben uns dieses Haus. Wie viel bekommen Sie im Monat? Weiß ich nicht. Das Geld wird überwiesen. Und ich gehe zur Bank und hebe es ab. Merkel, Mama Merkel. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr bei Mama Merkel. Das Haus, in dem sie leben, hat die Gemeinde gestellt und wird vom Jobcenter bezahlt. Hier ist das Zimmer meiner ersten Frau und dagegenüber das meiner zweiten. 5 Zimmer, 2 Bäder und die Küche. Wo würde eine dritte Frau schlafen? Dann müsste die Wohnung größer werden. Wie genau Betol, die Erstfrau mit den Kindern, nach Deutschland kam, ist unklar. Das zuständige Bundesamt will sich nicht äußern, aus Datenschutzgründen. Offenbar hatte Ahmad auf Familienzusammenführung geklagt und Recht bekommen. Der Richter sagte mir, wir helfen dir, deine Frau hierher zu holen, denn wir wissen, sie sind Muslim und dürfen 1, 2, 3 oder 4 Frauen heiraten. Da gibt es von Seiten des Gerichts keinen Widerstand, dass sie ihre Zweitfrau nachholen. Merkel, Mama Merkel. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr bei Mama Merkel. Wie viele Kinder wollen Sie haben? Ich? 10, 20, kein Problem. Und wie viele Ehefrauen? 4. Bei Allah, Friede sei mit ihm. Mittlerweile hat die Familie einen Flüchtlingsstatus, eingeklagt per Gerichtsentscheid, gültig für 3 Jahre. Damit könnte Ahmad auch arbeiten gehen oder zumindest einen Deutschkurs belegen. Der Analphabet will aber lieber bei den Kindern sein. Nou ja, daar het jy dit. Hierdie Ahmad, hy kan 'n gratis Duitse kursus volg, hy kan opleiding kry om 'n werk te kry in Duitsland, maar hy stel nie daarin belang nie. Hy sal liewer tyd met sy vrouens, meervoud, en sy kinders deurbring. En het, ja, hy beplan om 20 kinders te hê. Nou, jou gesondheidsverstand sê vir jou dat, byvoorbeeld, ja, stel daar so 100,000 gesinne in Suid-Afrika, argument sal onthou, wat elkeen 10 kinders het, dan uiteraard gaan hulle, goed, daar is nou 200, is mans en vrouens 200,000, en dan word hulle 1 miljoen. As hulle nog 'n geslag, dan gaan hulle 5 miljoen wees. Nog 'n geslag, 50 miljoen. En so meer. Dus hierdie man, as al die moslims in Duitsland soveel kinders kry, soos hy beplan, dan gaan uiteraard die moslims in Duitsland geheel en al oorneem. En ek het vroeër gepraat van hierdie jong Franse politikus, vrou Marion Maréchal. Sy het 'n baie soortgelyke vrees uitgespreek in die parlement en ook in Frankryk, maar ook in 'n tweet van haar, of dan 'n X-plasing, wat ek sal nou hierso vir die sal toon. Hierso is die Franse weergawe. Ek sal dit nie nou lees nie, maar daar is ook, ek het ook 'n Afrikaanse vertaling daarvan gemaak.
Sy sê, in Frankryk is daar nou meer sterftes as babas wat gebore word. In Europa is daar nou meer migrante wat die land binnekom as Europese kinders wat gebore word. Die eerste dringende behoefte is om kinders van Frankryk te hê. Ek sê dit, dis ons plig. Laat ons kinders hê, gesinne bou, lewe gee, voorberei vir die toekoms en die volgende generasie. Die tweede dringende behoefte is om alle nuwe immigrasie te verwerp. Ja, en soos ons voorheen gesien het, sy het die daad by die woord gevoeg. Sy het nog nie 10 kinders nie, maar sy het daarom 2 dogters. Dit is al 'n eerste stap in die regte rigting. Nou, ek het ook 'n interessante, daar's 'n ander plasing op X wat ek op 'n slag gesien het, waar iemand gepraat het ook, en hy het 'n onderhoud gevoer met iemand van die Amish in Amerika. 'n Jong man wat lid is van die Amish bevolking in die VSA, en hy skryf toe hierso, Leroy is one of 10 children in his immediate family, and he lives in a house without electricity. He says they can use electricity when they need it via solar panels. Interesting. His schooling ended after the 8th grade when he was 14, as is usual in his community. He came across as intelligent and spoke English as naturally and easily as anyone his age. I imagine he would probably be in college right now if he weren't Amish. Nou, ja, die Amish in Amerika het blykbaar 'n gemiddelde gesingrootte van tussen 8 en 10 kinders. Want hulle leef in landelike gebiede, hulle doen hulle eie arbeid, hulle produseer hulle eie kos en hulle gebruik nie eintlik tegnologie nie, alhoewel as hulle dit nodig het, dan gebruik hulle dit ook. En die persoon wat hierdie onderhoude gevoer het, hy het dit gedoen omdat hy wou uitvind of daar iets is wat ons kan leer by hierdie Amish mense in Amerika, hierdie Amish bevolking. En een van die punte wat hy toe gemaak het, was dat ons eintlik hierdie stede waarin ons woon, met hulle dier eiendom, met hulle gedrang van mense, met hulle vervoerprobleme, belastings en so meer, dat dit eintlik een van die faktore is wat ons eie bevolkingsgroei geweldig aan bande lê. En ek dink ek sou daarmee saamstem. Wel, ek was my lewe lank nog 'n stedeling en nog nooit op die platteland gewoon nie, of op 'n plaas, alhoewel toe ek baie klein was ons op 'n soort van 'n kleinerige plaas, maar dit was ek 3 jaar oud of iets van die aard, maar sedertdien het ek nog altyd in die stad gewoon en in redelike groot stede soos Johannesburg. Dit is een van die probleme, is hierdie stedelike omgewings. En dan ek dink ons bevind ons, nie net Afrikaners nie, maar reg oor die westerse wêreld, maar in ons land natuurlik veral. Ons is eintlik besig om te probeer oorleef, en ons is in 'n oorlewingsstryd gewikkel. As dit so aangaan, gaan ons eenvoudig net verdwyn. Ek dink daar is demograwe, akademici en wie ook al statistici wat dit al voorspel het, dat ons net gaan wegkwyn en uiteindelik net in die land verdwyn. Jy weet, of ons nou stem of nie in verkiesings, dit maak eintlik toenemend omtrent geen verskil nie, want ons is te min, soos daardie Amerikaner, meneer Karel van der Merwe gesê het, you're outnumbered. Jy weet, demokrasie, in 'n demokrasie kan ons eintlik net verloor. Dus, ek dink ons moet begin dink hoe ons uit hierdie soort situasie
kan kom, hoe ons daarin kan ontkom, en hoe ons weer 'n nuwe traject kan binnegaan, waar ons nie net kan oorleef nie, maar selfs kan groei en kan gedei en weer ons kultuur en ons beskawing kan opbou, soos ons dit in die verlede gedoen het, soos daai mense in die Ossewaans, tydens nagmaal daar op Potchefstroom in 1870, waar die Portugese ambassadeur dit raak gesien het, hoe lewenskragtig hierdie mense was, hoe produktief, hoe vrugbaar hulle was. En ek het soms so 'n paar dinge, jy weet, een of twee gedagtes. Dit is natuurlik 'n ongelooflike onderwerp hier, en 'n mens kan boeke daaroor volskryf en navorsing doen en wat ook al, maar ek sou sê, ja, die stedelike omgewings is 'n probleem. Ek dink of ons moet modelle ontwikkel om binne in die stede of op die rand van hierdie stede te kan oorleef. Maar ek dink uiteindelik sal ons moet begin om ons eie gemeenskappe buite die stedelike gebiede te vestig. En ek dink tans word tegnologie gebruik om ons eintlik te vermaak. Dit mors eintlik net verskriklik baie van ons tyd, want ons is besig om heeltyd 'n boodskap te antwoord en dit en dat, of om jy weet, ons is vasgekluister aan ons rekenaars en selfone en so meer. En ons moet die tegnologie begin aanwend om vir ons eie oorlewing nie bloot net as vermaak en as 'n soort iets wat ons tyd verspil nie. En ja, en ek dink hierdie soort samelewing waarin ons leef is 'n dystopie. Dit is 'n soort baie negatiewe tipe maatskappy wat gekenmerk word deur korrupsie en deur geweld en deur verskriklike negatiewe ideologieë soos feminisme onder andere, maar in ons samelewing is dit 'n soort quasi-kommunistiese dwingelandij waarin ons verkeer en ons belastings word eenvoudig gebruik om ons af te takel en om ons te verhoed eintlik om kinders te hê en ook om ons kinders te kan opvoed. Maar in elk geval ek is eintlik al oortuig daarvan dat jy hoef nie eers jou kind skool te stuur nie. Ek dink jy kan hom eintlik, jy weet, vrouens wat nie werk nie, kan eintlik baie beter hulle kinders tuis opvoed, juis met behulp van die internet en wat ook al, en boeke, Afrikaanse boeke op papier, tuis, as in enige skool wat tans bestaan en wat beheer word deur die onderwysdepartemente van die ANC. Met ander woorde, in hierdie soort amper wetenskap fiksie soort van nagmerrie waarin ons verkeer tans. Ons moet die teenoorgestelde begin nastreef. Ons moet ons eie utopie nastreef en ons moet eintlik begin eksperimenteer met boumetodes en hoe kan ons oorleef? Hoe kan ons goedkoper bou? Hoe kan ons beter kos produseer? Beter saamwerk met mekaar om juis dan 'n nuwe wêreld vir volgende geslag vir ons kinders te kan skep. Toe ek nou jonk was ek natuurlik jy weet, ek het klomp van hierdie postmoderne Franse filosowe en denkers gelees en hulle het my selfs weggejaag by Wits naderhand, want hulle het gesê, nee, ek is ek weet nie. Dit is eintlik baie snaaks, maar hulle sê, ek het ligsinnige Franse teorieë aangehang, terwyl ek eerder 'n goeie kommunist moes gewees het, want destyds by Wits, as jy nou 'n goeie punt het, moes jy 'n goeie kommunist wees. Ons kan op 'n stadium daaroor ook gesels. Ek gaan nog eintlik 'n boek skryf, dink ek, oor Suid-Afrikaanse kommunisme. Ek het 'n fantastiese ding ook ontdek, 'n hele studie oor die geskiedenis van kommunisme in Suid-Afrika, en dit is eintlik ongelooflik. Dis eintlik die dae van die Nasionale Party se wat sal mense dit noem, hulle bewind tussen 48 en 94 of sê maar 90 of daarom. Dit is eintlik die enigste tyd in die moderne Suid-Afrika toe ons nie
bedreig was, of ons was steeds bedreig, maar daar was nie 'n baie sterk kommunistiese invloed op daai stadium in Suid-Afrika nie. Maar tydens nog voor die Anglo-Boereoorlog af, tot 48, was daar 'n geweldige sterk opkoms van marxisme en kommunistiese idees in Suid-Afrika. Tans skryf niemand daaroor nie, behalwe natuurlik 'n paar kommuniste self. En hierdie boek wat ek nou ontdek het van 'n Amerikaner, van 'n meneer Pike. Ons kan op 'n stadium nog daaroor gesels, maar ja, dit nie terloops. Ja, maar as ek nou praat van, ja, daar was een van hierdie postmoderne Franse filosofe, ou met die naam Jean Baudrillard. Ek het hom eendag in die poskantoor ontmoet in Parys. Hy het baie geskryf oor herhaling en, jy weet, die valsheid van die moderne wêreld. Jy weet, alles word vir jou herhaal, die advertensie, die TV-advertensie, die reklamebord langs die pad. Jy weet, jy is vasgevang in hierdie wêreld van, jy weet, dinge wat mekaar, dieselfde goed wat oor en oor en oor gebeur. En niks is eg nie. Alles is eenvoudig vals en jy leef te midde van al hierdie illusies, ook die illusie van demokrasie natuurlik. En ons moet probeer om uit hierdie wêreld na 'n meer egte wêreld te ontsnap. 'n Wêreld waarin kinders onbevange kan groot word, waar hulle kan opgevoed word, waar hulle die taal en kultuur in hulle oorgedra kan word. En daar is soveel fantastiese boeke in Afrikaans geskryf oor die afgelope 100 jaar. 'n kind kan eintlik sy eerste 20 jaar van sy lewe net bestee om dit alles in te adem. Nou, ten slotte wil ek net terugkeer na wat Jolanda Barnard gesê het, sy is nie, wat het sy gesê, ek is nie die kooktipe nie, of iets van die aard, sy kook nie. Ja, sy gaan nie vir haar man kos koop nie. Hier so is haar Anna, wat sy sê. Ek is nie die bak en kook tipe nie, en het ook nie kinders nie. Nou ja, ek sê nie, vrouens moet kook en bak en wat ek al nie, elkeen maak maar wat hy wil, en ek hoop nie Jolanda nie meer kwalik dat ek nou na haar aanhaling nie verwys nie, maar ja, ek sê, my vrou is die bak en kook tipe. Sjoe, sy kan 'n hele oggend deurbring voor die stoofplaat hoor, en jy weet, sy het haar eie resepteboek met die hand geskryf, met haar eie resepte en dinge wat sy nou al raak gesien het, of video's wat sy gekyk het, of wat ek al. En sy sal 'n hele oggend bestee in 'n absolute kunswerk skep. Jy weet, wat jy te jammer is om te eet. Maar ek dink dit is deel van ons kultuur en van menswees, om sulke smaaklike disse voor te berei, vir vrouens om vreugde daaruit te put, om vir hulle gesin so iets te skep, so 'n kunswerk te skep. In die Afrikaner vrou het deur die geskiedenis, was sy iemand wat lief daarvoor was om te bak en te kook. En ek dink dit is iets wat, wel, ons hoef dit amper nie eens aan te moedig nie, want dit bestaan, maar ek dink nie dit is iets waarop enige iemand eintlik kritiek behoort te lewe nie. Dit is iets wat ons behoort te vier en te bewonder. En ek self het 'n groot bewondering daarvoor. En trouens, een van die disse wat my vrou onlangs gemaak het, was iets 'n Italiaanse ding, eintlik iets baie eenvoudigs, maar dit vat ontsettend baie voorbereiding. Dis eintlik die dis se naam is melanzane sottolio. En dit word van eiervrug gemaak, maar die eiervrug word eers gekook en dan word die skil afgehaal en alles, en dan word dit met behulp van olie so half gebraai, en jy kan dit
saam met pasta of brood of wat ook al nuttig, maar daar's ook allerlei geurmiddels wat daarby kom en dis eenvoudig iets ongeloofliks om te proe. En ek dink dis regtig die moeite werd om tyd te bestee aan sulke dinge en en ons moet ook wegkom van hierdie van gemors kos. As ek sien hoe vet mense is en hoe ongesond hulle lyk, vanweë al hierdie soort van wegneem kos in McDonald's en Kentucky en al die goed wat hulle eet. As ook natuurlik, ons word vergiftig deur die groot maatskappye, die klomp van die voedsel en pakkies en goed wat jy daar by die supermark kan koop, dit is totale gemors. Jy weet, dit vergiftig jou nie. Daar's allerlei middels daarin wat wetenskaplik is en navorsers al bevind het, wat regtig met kanker veroorsaak, of die of daai, of suikersiekte, of wat ek al. En dan word dit suiker in alles gesit. Jy weet, om mense afhanklik te maak van suiker. En suiker is een van die ongesondste middels wat daar is. Maar dis 'n onderwerp vir 'n ander dag, dis 'n hele onderwerp, maar maar hierdie vrouens, die werkende vrouens wat nou vinnig so 'n bietjie wegneem ete kry, of 'n pizza, of dit of dat, of jy weet hierdie soort disse wat hulle by Woolworths en by die ander supermarkte ook verkoop. En sy moet nou haar swaar verdiende inkomste moet sy nou bestee aan hierdie duur klaargemaakte disse wat sy nou vir haar gesin uitdeel. En sy het nooit die vreugde om self iets te kan skep en te kan voortsit en die bewondering van haar gesin te geniet nie, want sy is net deel van hierdie vervoerband van, jy weet, daar's ook 'n Franse spreekwoord wat sê metro, boulot, dodo, jy weet, jy klim in die metro en dan gaan dodo jy, of nee, dan werk jy en dan gaan dodo jy, en dis maar net in die verkeer werk en gaan dodo, en jou hele lewe bestaan nie daaruit, en dan nog boonop sonder kinders. Dit is geen lewe vir 'n vrou of vir 'n man of vir enige jy weet, enige mens wat enige respek vir homself het nie. En dit is waaruit ons moet probeer uitbreek na vryheid toe en uit hierdie dystopiese soort nagmerrie samelewing waarin ons onsself tans bevind. Nou ja, ek hoop jy het hierdie praatjie geniet, en tussen hierdie Franse vrou, ek weet nie waar, op daai video, ek weet nie mooi wat haar naam is nie, maar jy het gehoor van Ahmed met sy 2 vrouens, en hy gaan nog 2 kry, en sy 20 kinders, en ja, hy is nou heeltemal op hoogte van die problematiek, maar ek dink ons moet terugkeer na daai nagmaal van 1970 in Potchefstroom toe. As jy tot hier geluister het, baie dankie vir die aandag, en moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en dan volgende keer, dan maak ons weer so. Totsiens.